Ons is in 'n reddingseenheid. Wanneer 'n mens in 'n reddingseenheid is, dan sit jy alles van jouself terug. Want Atlantis beteken 'n plek wat geversink het. Atlantis in die woordeboek, halleluja, het baie menings van afgoderry wat gebedryf het. Prys die naam van die Here. En dit het geversink. Prys die naam van die Here. Halleluja. Ek was 'n man wat geverdrink het. Ek het 'n naam gekry in die wêreld, my naam was Scandalous. Aan die kant van Vredendal. Ek het 'n roekelose lewe gelewe, wat die mens nie behaag nie. En ek het geversink. Daar waar jy staan nou, roep jy Atlantis terug tot op sy bodem. Jy roep Atlantis met sy mense wat geval het tot op sy bodem. Prys die naam van die Here. God gee jou vandag die autoriteit om Atlantis weer op te lig. Maar jou gesindheid moet reg wees teenoor die Maker, Jesus Christus. Ons is op 'n reddingseenheid. Ons die lifeboat het een keer verby gegaan en hy kom om te red. Ons weet nie hoeveel gaan môre hier sterwe nie. Ons weet nie hoeveel lyke gaan die week hier deurmaats. Maar wat ons nou weet, ons is in 'n reddingseenheid. Prys die naam van die Here. Ek het na die Here toe gekom 16 jaar. Toe kom ek nie met die Here met grappe nie. Ek was 'n weggooi kind, deur ma en pa almal. Toe almal se liefde opgedroog het, toe red God se liefde my. Daarom vat ek elke teenwoordigheid. Here, baie dankie. Elke geleentheid wat ek onder die son kry, is die Here, en hy het nie. Prys die naam van die Here. Daarom sal God nooit kan 'n wonderwerk aan mense se lewe doen nie. Want jy kom nie met God en sy hemel met sy hele armie om jou ma en jou suster wat vandag daar sit tot redding te bring nie. Daar waar jy staan, klim jy vandag die grond en jy vat het vir jou. En wat jy oor die grond spreek, sal in vervulling kom. Ander mense het dinge uitgespreek, en wat ons nou sien, as die resultate van hierdie kruispad. Prys die Here. Ek dien 'n lewende God. Ek dien 'n God wat 'n man se naam kan verander van Scandalous na Broekrus toe. Ek is baie lief vir die Here, want hy het my ver kom uithaal. Hy haal my onder my 228 broers uit, en hy bring my uit Vredendal, sodat ek sy dienaar kan word. Jesus, Jesus, Jesus. Die grond waar jy nou staan, terwyl ek praat, klim jy om. En elke ongelowige, afvallige, wat daar oorloop, moet sê, hey, iets het hier gebeur. Want as iets nie gebeur nie, dan dien ons Mammon en sy bede. In Kraaifontein, waar ek bly, as iemand sy voete oor my drempel sit, hy vloek mindere, hy drink mindere, en hy rook mindere. Ek is 'n getuie, kom vind hy waar aangaan. Omdat my voorkoners het engele wat rondom hom staan. My tafel waarin ek sit, is die Here saam met ons. Ons eet almal saam, ons lag almal saam, ons huil almal saam, en ons dien die Here almal saam.
Prys die Here, waardeer die grond wat jy vanmorgen op staan. Daar is iemand wat uitroep na die Here en jy weet miskien nie daarvan nie. Daar is 'n moeder wat huil en sê, my kind het hier seer gekry. Daar is 'n man wat sê, ek het my vrou net hier verloor. Geskiedenis. As die straat ure gehad het in 'n speaker, sou ons wonderlike dinge gehoor het. Kom ons bid. Vader, ons dank in die naam van Jesus. U is God en u kan nie verander nie, Here Jesus. Ek is er niks om nie te begin nie, Here. Maar ek het een belang, dat God gerepresent word in hierdie plek vanaand, Here Jesus. Ons vra dat die elke luisteraar wat ver is, sal vanmorgen na luister. Ek vra dat die hele harte vanmorgen sal luister. Ek vra dat die Here se geroep sal luister. Ek vra dat die Here se gevriend sal luister. Want die reddingsboot is vanaand hier. En sy naam is die Here Jesus Christus. Amen. Johannes 10, prys die naam van die Here. As ons allemaal daar is, ons ja, amen, prys die naam van die Here. Ons dank die Here vir die wonderlike open lig. Ons dank die Here vir die atmosfeer wat gecharged is die Godse engele. Elke duivel het alweer sy pad gevat. Die duivels het gesê, hulle sê nou welkom hierdie. Prys die naam van die Here. Want die ander engele oorgeneem. Prys die naam van die Here. Die Bybel sê in Johannes 10 vers 7, Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my kom, gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand na my aangaan, sal hy gered word. Hy sal aangaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Jesus sê, ek het gekom dat julle kan lewe en oorvloed van lewe. Kom ons gaan na Job 1 toe. Job 1 vers 7 sê, ons het gehoor van die dief. Job 1 7 sê, toe vra die Here vir Satan, the invisible God as the invisible Satan. Toe vra die Here vir Satan, waar kom jy vandaan? Dat is die tyd toe God se seuns hulle openbaar het. Toe kom Satan ook om vir hom te openbaar. En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde, Atlantis, wat ek deurkruis het. Prys die naam van die Here. Dis genoeg om te meditate. Ons het lieflike openligte gehad. Ek het mooi geluister na al die titels. Ons het Saterdagoggend het ons die Samaritaanse vrou gehad. I call it the broken assistant. She left the bucket and she ran into the city back again because she got away with the broken assistant. Amen. Want sy het 'n ander fontein geontmoet en sy naam is Jesus Christus. Saterdag aand, halleluja, die profeet was na die president en die konings gestuur. En die koning met almal het gebekeer. That I call the king's subjection. As 'n koning hom geonderwerp het aan God se credentials, dan kan daar iets goeds uit Nazareth uitkom. Prys die naam van die Here. Vanoggend, toe luister ons na die SON. Wat die bome hulle sy energie gee. En dis hoekom julle vanmôre so staan. Want julle het die SON gekry. Ons kry 'n Sondag boodskap, prys die naam van die Here. Halleluja. Time of decision. En ek wil nou
deurgaan met wat die dief gekom doen het en sy skade wat hy aan ons mensdom gedoen het. Die Bybel sê hy is 'n rower. Yes, Lord. Amen. Iemand wat roep jou op oor. Yes, sir. Yes, sir. En hy roep jou net daar sonder vrees. Maar die dief wag tot jy aan die slaap raak. Hy wag tot jy koel raak. Hy wag tot jy lekker lag. Hy wag tot jy agteroor sit en dink alles is gerus. Dit is wat die dief doen. Ek het gepreek oor 'n 9 maande baba wat 9 maande in sy moeder se skoot was. En elke maand het die dokter seker gemaak dat die kicking en die breathing en the pulse and everything is in order. Because why? That child belonged to a loving family. Amen. Na 9 maande, toe kom hy uit. Toe kry hy al sy olies, sy versterkdruppels, sy behoedmiddels, sy medikasie, net die res van die brand van die sterre. En hy word op sy skoot gesit deur almal wat die baba lief het. Jesus, julle was almal babas en julle was goed na gekyk. Julle het julle knam gedra onder die ander vanmôre. Maar hy wil kom met die dief se gedagtes. Ja. Waar is die ander 9 maandes? Die straat was supposed om vol te wees van die 9 maande wat elke maand 'n besoek gekry het. Hey. Ja. Goed na gekyk. Hy kan nie alleen wees nie. Hulle vra wie is daar by Johannes. Maak seker iemand is by die bed. En hier kom 9 maande wat in die mag gewees het. Waardevol. Mooi naam gekry. Prys die naam van die Here. Ek wil kom met die dief wat gekom het om te steel en te beroof en te moker en uit mekaar uit te skiel. Die eerste ding wat hy doen, toe gaan die dief en hy gaan bou 'n kerk. Die dief is baie smart. Hy kom nie met 'n kroeskop nie. Hy maak seker sy hare is gegel. Hey. Jesus. Kom nou. Hy maak seker dat hy die beste soet aan en wat pas by die skoene en wat pas by die evening of the night. Pastoor dief. Jesus, my vlees. Pastoor dief. En die dief kom smart. Die dief klop aan die deur. En hy vraag, as jy 9 maande hier, wat ons allemaal gesien het, toe hy nog in sy moederskoot was. Yes. En hulle stuur die diewe uit die kerk uit en sê, die baba moet gedoop word. Die dief. En die arme baba wat moet gedoop word. Halleluja. Prys die naam van die Here. Sluit toe aan by die dief se gebou. Pastoor dief se kerk. Gestuur. Pastoor dief se kerk. Jesus. Satan is smart. Satan is smart. En hulle stuur nog iemand om seker te maak die baba gaan sonder skool by die gebou wat ingeteken is. Wat is suit on? Wat is tie on? En wat is actions? Jesus. Op 'n dag kry hulle en sê, kom hier 9 maande baba. Dis tyd vir jou om kakkesasie te loop. Jesus. Dit is
As jy hier buite nie, maar die polisie, die duivel is nou in die parlement. Vat ons SARS geld, mors op, hulle sit daarbo. As daar die konings van Suid-Afrika, hulle kan gebankeer het, soos Jonah geprofeteer was, dan het ons die vandag gehad, wat ons hier het hier. Arme mense moet taksop aansit, om 'n salary te verdien. Dit was nie nodig nie. Die dief het gekom om te roef. En jy kon het 'n blessing. En hier loop die kakasasieklas. En jy loop vol van die vuur. Ek wil praat van die smart dief. Prys die Here Jesus. Uitgesort. Hy kry kakasasieboeke. Hy kry 'n les. En jy loop vir 2 jaar. Ek het amper my 2 jaar volgemaak. Toe ruk die Here my uit Vredendal uit. Kraaifontein toe. En in 1998, op 16-jarige ouderdom, toe kyk ek, devil, out of my house. Because I need to be baptized in the name of Jesus Christ. Die dief is outsmart. Die dief is jy, man, wat moet die mes loop nie, man. Hy sê sy nie. Die dief is die een, wat jou van jou koninklike sieninge beroof. Moeder, vader, jy was suppose om saam met jou kinders vandag na die diens, die reddingsdiens, te luister. Jesus, Jesus, Jesus. As hy hier, die Here is hier. Hy is hier met sy reddingsdiens. Die dief hou van besoeking by sy Here. En as daar 'n ander broer aankom met 'n ander leer, dan sit die hele familie om uit. Wat hulle nie weet nie, hulle sit die ewige lewe volgens Johannes 10, vers 10, sit hulle uit by die deur, by sy naam van die Here, en dan gaan hulle aan met 'n leuen tot hulle begrawe word. En dan kom die dief na jou begrafnis toe, wat eens die sleutel van die hemel het, en hy kom sluit oop. Op die kruis van Golgotha, toe Jesus sterf, toe lê Atlantis in sy gedagtes, sy uitverkore skape, lê in sy gedagte. Toe wat maak hy? Toe gaan hy graf toe, en Satan sê, hoe sy, wat so die siekes gesond word, hy het dan ook gesterwe, en die leuen gaan binne in die kerk in, vir 'n bonuspunt. Daar waar jou duwe sit. En hy sê, ja, dit is ook so. En hy lieg vir jou en sê, die hel is hierdie. Hulle sê, die grond waarop die staan is die hel. As die hel is, nie dan is hel baie lekker. Dan was ek baie lang al afvallig seker. Want die is lekker hel. Jy kan lê, jy kan agteroor sit, jy kan 'n ander man se vrou vat, jy kan lelike dinge doen. Want jy gaan lê, jy gaan lê hel toe. Prys die Here. Die dief, recognize your enemy today. Atlantis en sy gemeenskap, recognize who is the enemy. Was hierdie robbers wat so bietjie goed loop rob, jou foon word gerop, jou huis word ingebreek, jy het 'n beter huis, jy het 'n beter tablet, jy het beter kommunikasie. Die grootste roeftog wat ooit kan plaasgevind het, was om jou uit die hemel uit te hou. En hy vat in die kus,
En hy sê, ek sluit nou oop. Vir John Timotheus, laat hy die ewigheid moet ingaan. Prys die Here. Hy het gelewe soos hy wil. Hy het gedaan soos hy wil. Hy het Vrydag uitgeparty. Hy het Saterdag aan 'n kaarte gespeel dat hy wen en wen. En Sondagoggend besluit hy om kerk toe te gaan. Die dief. Prys die naam van die Here. Ek wil vandag oor die regte dief praat. En wat so smart is van die dief. Jy kan nie self wel wat nou hier gestaan het vir nie. En is georganiseer. Hulle is self die polisie. 'n Priester het die mag om as hy krimineel is, te sê hy is finish. Sy dok aan die skoen. Geef vir hom werk. That gentleman, he makes sure that he is organized tot by die agterkant van die wet. En jy is onverklaar. Geen belydenis, geen vergifnis van sondes, geen waters waar jy gedoop moet word. Prys die naam van die Here. Recognize your enemy. Who is your enemy, Atlantis? Ek het ouers gehoor, my hand is daar in Vredendal, dan is die damper rook binne in die voorhuis, en dan sê ek moet bid vir my ander neef wat daar genodig is. Want die dief het gesê, dat is fijn, zolang die kerk loop. And everything that's fine is easy to swallow. Groot as die machtig om in te sluk nie. En Jesus sê, ons is gesond. Daarom cirkel ons die machtig in. Hy moet een openbaring het en een gebors na die levende sout van die lewe. En die sout is die bloed en die bloed is die verlossing. Hy het vir Jesus gesê, hy sê dief. Maar op Golgotha, toe breek hy alle diewe se kettinge. En hy sê vir die myn dief, maar jou al die jare so beroef, hy sê vir hom, gee vir my die sleutels. Het jy nie geweet ek is virgin gebore nie? Joseph was nie my pa nie. Maria se hoem het ek geleen. Maria kan nie gaan bid word nie. Maria was 'n sondag om nie te begin. Maria het die Heilige Gees op die appelroom gekry. Gaan gaf jou priester op wat die Bybel sê. Ek kom na die roemer toe. Kom nou, ons luister. The invisible thief in our midst. Kom, ek gaan gewoon na jou huis toe. Jou huis is omgekeer. Ek kom by mense se huise in. Dit is allemaal praat soos hulle wil. Die pa is jou voorbeeld. En die priester moet wees. Die heel eerste ding, daardie huis was gewoond aan onze Vaderbid. Baie maklike gebed. En dan het die familie gaan slaap met onze Vader, vanuit Jesus die gebed vir sy mense geleer het. En die families het baie lieflik gaan slaap. En die heel eerste ding, wat die duivel uit jou hand uitvat, wat die duivel, die dief vat, hy vat jou gebed. Jesus. Want met wie praat jy my dus hoe? Hy wat na God gaan, moet glo, dat hy is en 'n beloning van sy woord. En ons is die getuienis van sy woord vandag hier. As dit nie so was, sou ons dit nie vir julle gesê het nie. Maar omdat het so was, preek ons die evangelie, dat die dief het gekom om jou dood te maak. Hy wou doodmaak, ja. Hy maak dood. Jesus. Jy kan gaan preek, jy het uit die hospitaal uitgekom. Hy was van plan om jou dood te maak. Maar daar was iemand wat vir jou gebid het. Jesus. Want jy die gebed in die huis het gevat. Jesus. Jy die simpel gebed, Onse Vader. Here baie dankie. Daardie gebed
het my een aand, toe sy nog jong bekeer, toe word ek deur demone aangeval. Hulle wil my dood gemaak het, toe red daar die gebed, Onse Vader my tot 'n klaar is. Halleluja. Lewende getuies. Jesus. 'n jaar daarna, toe kom 'n ander man bly daar, en hy survive nie, en hy sterf op 25, 26 jarige ouderdom. Jo. Mense het met veel goed gewerk. En ons glo nog vandag, ons is by die Here, maar dan glo ons het 'n raadgewer, daai is die dief, daai. Weet jy wat maak hy dief? Hy sê, wat is jou sake? 500 rand. Die dief. Sy eerste betaling. Jo. Ai. En dan weet jy wat sê hy vir jou? In Egypte land, toe Moses hulle se stokke na slange verander, toe kom hulle ook en hulle verander ook. Toe vra die mense, wat moet ons aan nou glo? Jesus. Hulle se goed werk aan. Hulle se goed werk aan. Abataka di pasangoma. Abateni esileni. Nunkisi dabanyaka no cheso. Kona manche. Maak jou hart met God recht. Jesus is moordenaar. En weet jy wat? Dan sê hy vir jou in die spiel, hier is jou supervisor, hy hou nie van jou nie. Die dief. Yes. Jy, prys die naam van die Here. Ek praat van lewende getuies. As ek met my werksmense die goed praat, dan kom hulle by mekaar as hulle hoor wat hierdie brother praat. Ek sê ek het dit gesien nie. Ek weet dit in die gees in. Want ek is in die hemel uitgebore. Hulle so smart. Hulle sien almal wat in Christus is, het 'n kruis op hulle koppe. Dis wat die sangoma vir my vrou gesê het. Toe weet jy wat sê hy vir haar? Toe sê ek kan nog dieper in jou gaan. Maar wat die sangoma nie weet nie, dat alles wat ek my vrou gesê het, wat hy my vrou gesê het ek haar al reeds gesê. Want ek is wedergebore. Die dief. Die dief. En dan kom jy weer, en dan geef jy 'n kleine bietjie info van jou neighbors. En dat skiet impression in. En die ding wat hy dop hou, die dief, hy hou jou wallet op. 'n kind van die Here, wat tiendes betaal, kan nie dit oorkom nie. Ek gee jou raad vandag, of jy ou, nuwe, Anglikaans wie is, gee jou volle tiende, en kyk wat die Here aan jou gesê het. Ek gee dit van 16 jaar oud af, tot vandag toe 44, en die Here het my net meer, en meer, halleluja, en so sê my seun, sê die sangoma, hy is baie sterker, maar hulle weet nie, ek is bloed gewas. My soek, wat sê bloed, prys die Here. Jesus. En weet jy wat, dan gaan sê jy vir die gesin, nee, hy het vir my gesê, die neighbor is my enemy, prys die Here. Weet jy wat, as Sangoma as 'n afvallige profeet, hy gebruik dit heel anders vir ons. Jy kom by die werk, daar waar ek werk, hulle het almal rondom my verslaan. Maar op my tafel lê die Woord 66 boeke. Halleluja, swits on the tape en my notes. En die Here trek 'n laar. Jesus. Die Here, hoe kom jy 'n laar rondom ek nie? As omdat jy daar vallig gevoel. Jesus. My God. Net die gebed in jou huis kan jou huis vandag aan orde gebring het. Maar jy het oor aangegee aan die dief. Jesus. Halleluja. 'n dief is baie lief
vir gevleelde woorde. Jesus. Kyk hoe vat hy ons jong kinders uit ons huise uit. Die man klop net by die deur, dan word hy sommer skoonseun genoem. Gelowiges, ons begin nie. Chef, En ja. die eerste ding wat hy doen, hy koop krag, die eerste dag, die dief. Prys die Here, die dief is outsmart. Daar is 'n ander broer, hy het so baie gelieg in Pentekost, toe sê 'n ander evangelis, hy het 'n sertifikaat gekry vir lieg. Jesus. Dieselfde broer sê, jy moet die Here dien, laat die duiwel worry. Die wanneer worry die duiwel, as wanneer jy op jou knieë gaan. Yes, Lord. Die eerste ding wat die dief doen, hy vat die gebed uit huis uit. Van God kan na 'n simpel gebed van 'n ou moeder en 'n vader na luister. Jesus. Die dief is outsmart. Yes. Hy sê dokumente, hy's geregistreer, hy's getik op binne Pretoria. Die dief. Ongelukkig kan jy nie 'n klag aanmaak nie. Daar gaan nie 'n docket gemaak word vir hierdie dief nie. But the only one that can outsmart this thief is the Lord Jesus Christ. Jesus. Omdat hy die dief 2000 jaar gelede uit sy nate uitgeskop het, Hallelujah. sê hy vir jou, dis onmoontlik. En jy glo wat die dief vir jou sê. En as hy klaar krag gekoop het, dan kom sit hy. Die kinders moet opstaan. Ai. Ai. Jou eie kinders moet opstaan vir 'n dief. Hy kom om jou dogter swanger te maak. Ai. Hy kom om te roof die kwaliteit van 'n vrou. Daarom sê halleluja, wie sal 'n deegsame gevoel vind? Yes, Lord. 'n Jong meisie is deegsame gevoel, materiaal, potensiaal. Jesus. Yes. Amen. En as hy klaar krag gekoop het, dan sê mami vir die kleinkinders, kom julle uit die voerhuis. Die ouers maak die besluite. Die government maak die besluite. Die konings maak die besluite. Ons kom vandaan om die dief te arresteer. Jesus. God's army take over Atlantis. God's army go in the name of Jesus in every broken house, every backslidden father, every big monster child, every drug abuse, and every daughter that changed into prostitution. Ons het die woord hier by ons, Oh, yes, Lord. maar jy moet 'n saak maak. Jou saak is kom na die kruis, sodat ons jou verklaring kan neerskryf. En God se kredensel neem hierdie sake met alle sincerity, omdat ons nie van hier af is nie, but we came from a city whose builder and maker is not Marion Roberts, but the Lord Jesus Christ. Ek raai jou aan, bring jou saak na die kruispad. Yes, Lord. Yes, Lord. Ons neem elke demoon wat Atlantis Polisiestasie nie kan neem nie, neem ons in gevange.
Almal wat hier staan, was gevangenes van die duivel. En ons almal het ons 'n verklaring by die kruis van Jesus gegee. Halleluja. Broeder, ek wil hê jy moet vir my bid. Ek wil my hart van die Here gee. Broeder, ek wil hê jy moet vir my bid. Dinge is vir my te veel. Dinge het vir my te onmoontlik geraak. Broeder, ek is 'n drakkie. Ek wil my verklaring vanmôre gee. Broeder, halleluja. Ek is 'n oorleder. Ek wil hom graag my lewe regmaak. Dit was 'n paar jaar gelede. En wat jy hier sien, is die resultate van hulle wat na die aanklaer toe gegaan het. Jesus Christus. Die dief is baie smart. Hy kom met sy orde. En hy kom ons gemeenskap uit mekaar uit te steek. Hoekom moet jy vandag laat 12 uur wakker lê vir jou eie kind? Want die konings het gesê, dis hulle se eie wil. Nou is my vraag, nou waarvoor patrolleer hulle dan nog? Hoekom doen hulle dan nog dit? Hulle ry verby iemand met 'n oop bier. En dan lag hulle ook nog. Maar as 'n gelowige voor hulle verkeerd doen, dan roep hulle die hele army net vir jou alleen uit. Weet jy hoekom? Daardie priester duiwel demoon weet dat jy is van die Here. En hy wil jou in die skande bring. En in Paulsmoor lag hulle vir alle apostels, alle pastoore, alle leraars. Daar is 'n hele klomp daar binne. Hulle was nie waaksamer vir die dief nie. Jy het agteroor gesit en jy het vergeet, jou oë moet op jou kinders wees. En die Here het jou geseën. En alles in die huis. Jy het seker 10 jaar laas nog seker by iemand anders gevra. So oud smart as jy. En jy lê agteroor in jou kous. Kom die duiwel nog met die internet ook. Ek kyk daar my auntie. Daar in Vredendal, prys die naam van die Here. Sy het in haar lewe nog nooit broek gedra nie. Sy het nog nooit 'n slip gedra nie. En op 70 jaar, toe trek die duiwel die dief vir haar slip aan. Op 70 jaar oud. Nee! As die duiwel nie uitslaat. En ek vra vir myself, Here, toe ek my verstand kry, toe was die dief nie daar nie. Alles was toe. Hoekom nou? En dis die vraag wat jy vandag vir jouself vra. Die boodskap is vir ons en die stikkenis wat vandag daarna luister. Die dief was nie daai ene wat jy 'n pitbull voor prepare nie. Die dief sit binne in jou huis. Skoonseun kom, gaan koop vir ons graag. Wil jy nie gou my ander dogter by die skool gaan haal nie? Hy het reeds die ene. Nou word hy nog aangekla om die ander een ook aan te hê. Op die ouheid van die dag mors hy met aan twee. Pastoor dief. Die gee nie om nie. As hy sy soet uitgegeen het, as hy ek as die. Maar het kost die detectives aan die Here om hulle te openbaar. Jy moet vandag uitkom en jou verklaring kom gee, sodat ons die docket kan oopmaak en dit in die hemel gooi. En sodat God sy engel kan vat en dit in die see van vergetene gooi. Sodat jy kan 'n vry mens is. Jy kan die arme of arme koortjies hoe speel elke dag.
Ai. Het gaan nie die dief arresteer. Ai. Jy het nou vir jouself gesê, toe die diens begin, toe sê ek, jy is geen wonder, ek is ook lief vir koertjies. Weet jy, niemand het nog gesê, bekeer jou nie. Toe sê jy, binne in jou hart, ek gaan my nie bekeer nie. Ja. Niemand het vir jou gepreek nie. Yes. Maar omdat die dief by jou staan, en die dief praat met jou siel, en die polisie kan nie daai in gevangene neem. Hulle kan nie daai docket lees nie. Siel, sonder siel, kom na die Here toe. Hulle kan die ding lees nie. Dit is onmoontlik. You need the army of the Lord. Jy het die army van die Here nodig om in te tree. Soos die army vandag moet neem aan hierdie corrupt government. Dit is 'n skande om te sien waar toe jou teksgeld gaan. En die ma sê vir die pa, ek soek nog ene, dan is het R700 ka. Ek beroof ons van onze kredensies, van onze waardevolle goed, die dief. Die dief kan ons net vandag arresteer, as jy toelaat dat ons hom kry. Bring het na Jesus, en laat het daar. Daar is geen dief wat hy nie kan vang. Yes, Lord. It's the best special task team. God's angels to take your case. Hallelujah. En as hy aangekom het, dan kry jy nog slaapplek ook. Die dief was klaar in die huis. Die dief het sy landmyne daar gesit. Hy het ma sy mond toegemaak met krag, en het bly krag. Hy gee papa 200, hou jou mond, want jy wil nog drink, en hy koop lekkers vir die kinders. Jesus. 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 Hij is nog baas van die huis. Hij is nog baas van die huis. Jesus. Die dief het baie sakke. Want hy moet in elke sak iets het vir almal. Prys die Here. As daar kerkmense inkom, dan groet hy ook nog. En hy sê, ek behoort ook aan die nuwe apostolies. Die dief. Die ook al bly nie op pastories. Kyk hier, nou, as ma en pa staan verbaas oor die liefde van die Here. Nou staan die ouers heeltemal. Hoor hy sê hy behoort in 'n kerk. Nee. Nou kom ou Boeta en ou Boeta sien iets hier raak. En ou Boeta sê, ma, ek ken die klein man. Hy's 'n gemors. Pa moet die R200, ma moet die krag in sy mond, die kinders moet die lekkers in hulle monde. Nee, wat gaan met jou aan, Boeta? Vandag vandag, maar in hierdie strate gebeur dit. Kom ek geef jou 'n golden point. 'n Vrou wat die Here dien, moet geprys word. En iemand wat geprys word, dra eer rondom hom. Iemand wat geprys word het waarde. Dit sê nie jy het nie 'n werkie. Dis agtergelaat hier allemaal met al jou kinders. As jy God vreesend is, dan sal God jou seën, sonder 'n man wat kom krag koop. En op 'n môre dan bel iemand jou net. Ek dra getuienis van mense wat ons gehelp het. As ons klaar geput en 'n reddingsboot ingegooi het, dan bel die mense agter mekaar verwerk. Die dief het vir jou gesê, moenie worry nie, ek sal alles doen. Outsmart. Kom na jou eiland, sonder kom. Jesus sal al jou sonde wegwas. Ek wil hê jy moet identiteit kry, wie is die dief
regte waar in ons plek. Jy kyk na 'n verkeerde dief. Daarom hulle sal tronke bou en volmaak. Die rede hoekom hulle dokkers weggooi, want hulle weet hulle moet nog tronke bou. En dat wil hulle nie doen nie. Met dit wat nou aangaan in Suid-Afrika, as almal moet gevang word, dan sal moet later in Kraaifontein en binne Atlantis sal moet tronke gebou word. Want is te veel. Hulle sê vir hulle self is te veel. Ek werk net 8-9 uur 'n dag. Ek nog so 'n sake doen. Op die oomblik gebeur dit in ons land. Maar as ons die diewe uit ons huis uitsit, dan sal ons strate regkom. En God sal ons se kinders help om saam met pa op te vlug na die huis van die Here toe. En God bring rus in jou kamp. Kom na jou heiland Sondag kom. Hy sal jou siel rus gee. Ek maak klaar. Ek wil graag gaan. Ek sal kom weer terug te kom. Wanneer ek met iets anders praat oor die dief. Om jou nader te bring. Oor die dief, prys die naam van die Here. En waar hy vandaan kom. Prys die naam van die Here. Kom ons kry die lied. Jesus sal al jou sonde wegwas. Kom kniel by die kruis en kom gee jou klagte vanaand. Hy is gesê, mami, vader, wat jou siel geverloor het in jou gesin, kom na jou heiland Sondag kom. Hy gaan, halleluja, alles vir jou vandag doen. Jesus, kom ons wees bidden. Daar is mense in huise wat sit hulle skaam. Hulle het gebed nodig. Hulle skaam om uit te kom. Ek kan vanavond uitkom, mami, papi. Dan kan jy met ons gesels. Ons sal weet hoe om jou dief te arresteer. Ons het getuie hoe ons hulle gearresteer het. Prys die naam van die Here. Jesus, Jesus. Hey, dank je, Heer Jesus. Ik breng die boodschap met alle kracht en geduld, Heer Jesus. Ik bid dat die elke moeder, elke vader vanavond zijn moeder van de gevangenis